Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir vanoggend se krantbesprekings en Andries Cornelissen sluit vanoggend ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer en oompie. Meneer Cornelissen. Andries, ons begin sommer by internasionale nuus wat wel ons almal raak. Die straat van Hormuz gaan hy gesluit bly, is hy oop? Wie mag daardeur? Ja, die leier van die vrye wêreld het in gekryde taal op sy netwerk Truth Social geskryf dat maak die Maralies Seestraat oop en anderster gaan hy teen môre aand is die afsnytyd, dis nou Amerikaanse tyd, en dan gaan hulle die brûe opblaas en kragaanlegte in Iran en wat ook al, maar hulle gaan alle hel loslaat op Iran. As die Seestraat van Hormuz nie oop is teen môre nie. In gekryde taal. Ja, in gekryde taal. Dis maar die manier hoe hy kommunikeer. Tjoe. En intussen die konflik oor, gister was daar aanvalle in die Midde-Ooste, ander lande gewees. Ek sien in Amerika moet hulle ook nou, is al sekere senators wat uitgesproke is oor die feit dat hulle wel nog geld moet hê, hulle moet stem met die Kongres toe gaan, so hulle vra daarvoor. So, dink jy daar is 'n einde in sig? Kyk, hulle praat van $1 miljard ‘n dag, né? Wat die oorlog kos. Sure. En hierdie geld moet ergens gevind word. So daar word rondgeskuif aan begrotings en onder andere Amerikaanse landbou wat minder hulp gaan kry, jy weet, sulke tipe van klein besighede, plattelandse besighede. So daar's 'n groot debat in Amerika oor die geldkwessie en wat die oorlog kos. En waarheen dit op pad is. Nou, dit lyk vir my, jy weet, hierdie moet 'n ernstige dreigement of waarskuwing wees van Trump, want hy, Amerikaners wil hierdie moet nou klaar kry. Jy weet, die wêreld betaal by die petrolstasies, binnekort gaan jy dit in al die produkpryse sien. Jy weet, so, die wêreld wil hê die oorlog moet eindig. En vir al Amerikaners, jy weet, hulle, hierdie geld kan op beter maniere aangewend word. En die ding is dat jy het gesien oor die naweek ook, byvoorbeeld, jy weet, daar was nog steeds aanvalle deur Iran op byvoorbeeld Israel, in Haifa byvoorbeeld. So, jy weet, Iran is nog nie, hulle militêre vermoë is nie totaal geneutraliseer. Ondanks wat Pete Hegseth en Marco Rubio sê, jy weet, dit is duidelik, Iran het nog steeds 'n militêre vermoë. En ja, hulle probeer nog om die diplomatieke kanale oop te hou, maar na Trump se dreigement het Iran gesê, maar hulle Amerikaners gaan hulle self in die hel insleep as Trump hierdie dreigement van hom uitvoer. Daar's 'n debat oor, jy weet, as jy nou kragaanlegte aanval, is dit 'n oorlogsmisdaad? Weet, wanneer jy burgerlike infrastruktuur vernietig. So daar's heelwat elemente aan hierdie hele oorlog. Die probleem is dat die res van die wêreld betaal die prys vir wat hier aangaan. En natuurlik, jy weet, Iran wat nou die straat van Hormuz is eintlik maar waaroor dit op hierdie stadium. Dit is die groot twistpunt. Ondanks al die ander goed waar hulle met mekaar nie oor vertrou nie, en die kernwapens wat Iran wil bou en hulle wil vir Israel vernietig in Amerika, is daar die kwessie nou van die straat van Hormuz wat nou die fokuspunt op die oomblik is. Baie Suid-Afrikaners, expats soos hulle noem, wat in die Midde-Ooste werk en dies meer, vertel vir my gereeld van die storie van hoe dit op 'n daaglikse basis, dit kom daar bomme oor, en drones oor, en ons besef nie dat dit die hele tyd aan die gang is nie, dat die hele streek op hierdie stadium in 'n konstante konflik is, en dat die heeltyd bomme val, en die heeltyd vuurpyle trek nie. Ek dink dit is tyd dat 'n mens hierdie onsmaaklike situasie tot beëindig. Ja, kyk, Iran het byvoorbeeld 'n ontsoutingsaanleg in Kuwait aangeval. Jy weet, so die hele hommeltuig ding, weet, dis deel van Amerika se ding is om Iran se hommeltuig vermoë te neutraliseer. So daar's nog heelwat militêre vermoë in Iran oor. Goed, hier tuis by ons raak dinge nou interessant. Een van die dae gaan ons almal moet stem. Wel, almal moet stem, hopelik gaan almal stem. Ja. En dit lyk asof Ipsos nou baie interessante statistieke vrygestel het. Ja, kyk, 'n mens moet altyd, jy weet, probeer om 'n sin te maak uit hierdie syfers uit. En hoeveel waarde heg jy eintlik daaraan op die ou einde. Ek dink wat dit wel interessant maak is, ek dink is die jy weet, as jy kyk na alle stemgeregtigdes, dan is die ANC se steunstand nou op 33%. En as jy kyk na die geregistreerde kiesers vir die algemene verkiesing, is dit 35%, maar dan is die een wat eintlik saak maak, is die 38% vir kiesers wat geregistreer is vir die munisipale verkiesing. Nou, dis nog steeds naby aan hulle 40 wat hulle in die nasionale verkiesing gekry het, maar in metropolitaanse gebiede dan daal dit weer tot 35%. En dit is waar die DA, as jy weet, in die metropolitaanse gebiede is daai syfer van hulle 25%.
So jy weet daar's 'n 10 persentasiepunte verskil tussen die twee partye. Die weet as jy kyk na die ander partye, die EFF, die MK party en die Patriotic Alliance, dis nou die volgende 3. As jy kyk na grootte. En die ding is wat jy eintlik daar die probleem is dat tussen daai partye is daar nie een van daai partye wat eintlik met die DA in 'n koalisie sal gaan nie. Weet dis eintlik maar weet die vyande van die DA in 'n baie groot mate. So jy weet die ANC soos wat ons nou gesien het met Panyaza Lesufi waar hy die EFF ingebring het in die provinsiale kabinet. Ek dink dit is wat ons moet verwag na die verkiesing. Is dat die ANC is reeds nou besig om koalisies op te stel vir na die munisipale regering verkiesing. Die realiteit by hulle het waarskynlik daar nou ingeskop dat hulle gaan nie die meerderhede wen in die metropolitaanse gebiede nie. Ja. En hulle moet nou al hulle vermoë gebruik om partye op ander vlakke te ontplooi. Soos byvoorbeeld die EFF in die provinsiale kabinet om daardie partye reeds nou in te trek in koalisies na die plaaslike regering. So dit is vir die DA dink ek waar die probleem lê is dat jy weet hulle gaan nie die 50+1 kry in die metropolitaanse gebiede, ek praat van buite Kaapstad. Ja. Met ander woorde, wie is nou eintlik die potensiële koalisievennote van die DA? Jy weet, ja, die Vryheidsfront Plus is daar. Die Vryheidsfront Plus se veldtog is omtrent basies net gerig op die DA om die kiesers aan die regterkant van die DA na die Vryheidsfront Plus toe oor te lok. So waar presies lê die DA se koalisie vennote? Bossa en Rasim Mzansi het nie genoeg kiesers nie. Maar die ding is in elk geval Rasim Mzansi is ook nou in die provinsiale kabinet van Panyaza Lesufi. So jy weet Action SA is ook, jy weet, mense wil nie jy weet nie of jy vir Mashaba in elk geval kan vertrou met 'n koalisie nie, soos wat ons gesien het in Tshwane. So dis eintlik waar die DA se probleem lê volgens my. Is wie is ons potensiële koalisievennote? En dan is dan gaan jy waarskynlik vir mense moet sê maar dit is waarskynlik dalk die ANC. Ja. As die mees logiese, as jy nou tussen hierdie partye kyk, is die ANC waarskynlik die mees logiese koalisievennoot vir die, want hulle sit in die regering van nasionale eenheid saam. So dis wat dit interessant maak in terme van die plaaslike regering verkiesing, is waar presies al hierdie partye mekaar gaan. Jy moet ook onthou dit wat hulle vandag van mekaar sê en dit wat môre gebeur in koalisieonderhandelinge is twee verskillende goed. Politici gaan mekaar kan vind, al is hulle hoe groot vyande. Na gesprekke behoort hulle mekaar te kan vind. Dit was interessant want daar was self lede in die ANC wat uitgesproke was teen Panyaza Lesufi en sy keuses vir die lede van die EFF, wat ook vir wys dat alles in die ANC, en ons weet dit al, ook nie pleis is nie, as hulle ook al in die openbaar half teen mekaar begin veg daaroor. Jy moet onthou, dit is ook binne die konteks van die groter prentjie van die ANC, wat ook op pad is na 'n nasionale kongres en 'n nasionale leiersverkiesing waar Ramaphosa vervang moet word. Jy weet die hele kwessie rondom Mashatile en so daar's ander onderstrominge wat nie noodwendig net verband hou met die plaaslike regeringverkiesing nie. Daar's ander politieke speletjies ook aan die gang. Ons bly by die politiek. Die adjunkminister van Finansies gereed om een pos te verruil vir 'n ander indien nodig. Ja, eintlik dis 'n belangrike week vir die DA. Die DA hou hulle kongres en dit is waar 'n nuwe leier verkies moet word. Nou ek dink dit is 'n redelik uitgemaakte saak wie die volgende leier gaan wees. Ashor Sarupen, die adjunkminister van Finansies wat 'n uitstekende werk doen volgens wat almal sê. Hy wil vir Helen Zille vervang as die federale voorsitter. Want sy gaan nou burgemeesterkandidaat wees in Johannesburg natuurlik. So die vraag is, jy weet, bly hy aan as die adjunkminister saam met hierdie pos wat eintlik 'n voltydse pos is. Dis iemand wat eintlik die party dag tot dag bestuur en natuurlik die hele kwessie rondom koalisies en toekomstige strategie. So dis 'n baie belangrike posisie en die wat hy self sê is dat hy is bereid om daardie pos, jy weet, die adjunkminister van Finansies op te gee en dan jy weet voltyds. Dit hang af, daai gesprek met die nuwe leiers sal moet plaasvind nadat die verkiesing gebeur het. So dis waar die interessante skuwe gaan wees. Dit sal eintlik sleg wees vir die DA. Hopelik kan hulle dan 'n nuwe adjunkminister van Finansies se naam gee vir die president, want dit is 'n belangrike pos en dis 'n belangrike plek waar jy wil insaag hê en insette kan lewer. Ja. Maar ja, so die belangrike ding hierdie week is die verkiesing van die DA. Die DA het nuwe energie nodig.
Ek dink die party het die laaste ruk momentum verloor as gevolg van die leierskap. Maar dis nou ja, waar mense nou gaan moet sien hoe presies Jordan Lee Lewis, wat is die nuwe momentum? Is daar 'n nuwe plan om die DA te kry verby 25%? Ja. Want dit is eintlik waar die probleem lê, is daardie dak van steen vir die DA moet deurgebreek word en wat presies is daai plan om dit te kan bereik? Minister Kwaruwe kry die wind van voor. Ja, kyk, mense het verwag, weet toe ons die regering van nasionale eenheid gekry het dat jy weet vir die DA ministers om in te kom, jy sit daar met ANC ontplooides en al die poste en sulke goed, en hierdie is nou een van daai gevalle waar sy klaar daaroor, sy het 'n brief geskryf vir die Daily Maverick, 'n oop brief waarin sy sê, sy het nou gevra vir leefstyl audits vir haar senior personeel. Sy dink daar's goedjies wat daar aan die gang is. Mense met sekere belange, sekere netwerke, en ek dink die grootste probleem wat hier is dat amptenary hou vergaderings met die ANC, se studiegroep in die parlement, voordat sy vrae kom antwoord voor die komitee oor onderwys. Basiese onderwys. En dit is so 'n bietjie van 'n vreemde situasie. Daar's geen, hulle is amptenary. Jou probleem is dat dit is juist wat gebeur het met die ANC se kaderontplooiing, is dat die skeiding tussen party en staat, party en regering in daardie opsig, het bestaan omtrent nie. Jy weet, die ANC is die regering en dit geld ook vir die amptenary. So jou probleem is dat daardie amptenary het bepaalde lojaliteite en waarskynlik lidmaatskap van die ANC en sulke tipe van goed. So daai goed moet na gekyk word, jy weet, as daar mense moet geskei word of van ontslaag geraak word, dan moet dit gebeur. Andries, kom ons sluit af met 'n goeie storie. 'n Tweeling wat groen ten spyte van hulle omstandighede. Ja, die tweelingbroers Divano en Diego Blankenberg van Atlantis. Hulle het groot geword in die Bende omgewing, in 'n plek met die naam, nou gaan ek die naam nie kan raak lees nie, Dura Flats. Ja. Dis waar hulle groot geword het. Maar die interessante ding is, hulle het by Universiteit Stellenbosch gegradueer, meganiese, elektriese ingenieurswese en mechatroniese ingenieurswese. Ja. So, dis nie sommer net, dis ingenieurswese. Hulle het nie inkleer geswat. Nee, dit was nie BA belommerangskikking soos ons op die universiteit gesê het nie. So, weet maar, hulle was al reeds deel van graad 7 tot graad 10, deel van 'n Matiese sentrum vir pedagogie program. En hulle pa is op 6-jarige ouderdom dood, hulle het in die Bendegebied groot geword. Hulle ma was in hulle 3de jaar met kanker gediagnoseer, wat sy gelukkig oorwin het. So, hulle het nou gegradueer en 'n mooi storie vir iemand wat 'n geleentheid gekry het, dit aangegryp het en 'n sukses daarvan gemaak het. Ek dink hoekom ek hierna wou verwys is, Divano het sy raad aan ander jong mense in soortgelyke omstandighede. Hy sê, selfs al lyk jou doelwitte buite bereik, moenie opgee nie, glo in jouself, vertrou op die Here en werk hard. Jou geskiedenis bepaal nie jou toekoms nie. Hou aan vorentoe, beheer, dinge sal in plek val. Dis mooi. Dis mooi gesê. Byt vas. Gryp die geleentheid aan. En soos hierdie kindertjies met al die geleenthede en dan trek hulle deur hulle Ja. paaseier. Dis 'n goeie inspirerende storie daar volgens. Andries, baie dankie vir die saamgesels. Altyd lekker. Dis Andries Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.